eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof u, ons Heer en Bruidegom. Geliefdes in Here, ons teksgedeelte is 1 Johannes 1 vers 8 tot 1 Johannes 2 vers 2. Ek lees uit die letterlike vertaling ook, maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë in gebed. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Here, baie dankie dat ons so versamel kan wees in u kosbare naam, Here. So versamel kan wees in die Heilige Gees en ook rondom die Heilige Skrif. Here, dankie dat ons in die tye wat ons leef, besef hoe belangrik is gemeenskap om deel te wees. Dankie, Here, dat u ons geroep het, ook na die gemeente hierso, Here. En dankie vir u genade op ons, dat u met elkeen van ons ook so werk. Nou Here, ons vra ook nou in afhanklikheid, dat u ons nou sal seën in die lees van die woord. Lei ons asseblief deur die inwerking van die Heilige Gees, seën die prediking ook, en dat daar goeie vrug sal wees, in die naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam, 1 Johannes 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Tot sover. Ek herhaal vers 8 en 10. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Tot sover. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hanteer so 'n bietjie 'n reeks rondom 'n nuwe identiteit. So 2 weke terug begin daarmee. Ons gaan nog so 'n paar beginsels rondom nuwe identiteit ook saam hanteer. En vandag dan spesifiek die tema, ons is geredde sondaars. Ons is geredde sondaars. Nou net so inleidend, bietjie weer rondom nuwe identiteit. Soos ek sê, ons kyk na nuwe identiteit en ons het laas gepraat dat ons in Jesus Christus 'n nuwe identiteit verkry. Ons het dit gesien aan die hand van die skrifbeginsel rondom naamveranderinge. En toe het ons nogal juist gesê, ja, dit is nou nie ons almal moet name verander, selfs gemeente of wat ook al die geval is nie, maar dit gaan oor die beginsel. Die verandering van name wat ons sien in skrif is 'n teken van 'n nuwe identiteit in Christus. 'n Nuwe identiteit in God. Dis 'n teken van verandering en 'n teken van vernuwing in die Here. 2 Korintiërs 5 vers 17. In Jesus Christus is ons 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, die nuwe dinge het gekom. Nou vandag gaan ons verder in op hierdie nuwe identiteit en ons gaan spesifiek kyk na 'n nuwe identiteit as sondaars. Geliefde, hier is belangrik dat ons is sondaars. Ons is sondaars. Maar belangrik, wat se sondaars? Daar's die verskil. Nou kom ons gaan eers ingaan op die beginsel. Ons is sondaars. Dis kern belangrik om hierdie te besef en te verstaan. Belangrik om te besef dat ons is sondaars en geliefde, die kruks van die saak, ons bly sondaars. Ons is sondaars en ons bly sondaars. Ons is nietige, feilbare mense. Ons maak foute.
Ons struikel, ons val, ons het sonde. Almal van ons reg deur die bank wat hier is, het sonde. Ons dink baie keer dat om 'n kind van die Here te wees, beteken ons moet nou perfek wees. Ek dink is die fout wat nuwe bekeerlinge ook baie keer maak. Is hulle het nou ontmoeting met die Here, hulle besef God bestaan, en dan maak ons die fout om te dink, maar nou moet ek skielik perfek wees. Ek wil nou volmaak wees. Anders is ons nou nie kind van God nie. So baie keer sit ons met hierdie gedagte dat om 'n kind van die Here te wees beteken ek moet nou sondeloos wees. En daar is waar ons die fout maak. Want dis nie wat die skrif getuig nie. Dis nie wat die skrif vir ons sê nie. Johannes sê dit die mooiste, weer eens, dis hoekom ek hierdie teksgedeelte graag wou gebruik. Johannes sê dit baie mooi. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Dis belangrik. Ons maak dan van God 'n leienaar. Ons maak van God se woord 'n leienaar. Want die skrif sê uitdruklik vir ons, wat is ons toestand? Dat ons toestand is 'n toestand van sonde. Nie was sondig en nou nie meer nie. Ons is sondags. Ons is sondig, reg deur die bank. Jare terug het ons dit ook gesels. Die gemeente bestaan uit sondags. Ons is klomp sondags hier by mekaar. Maar ons is sondags wat besef dat ons het vir Christus nodig. Ons kan nie alleen nie. Hoofstuk 2 vers 1 gee Johannes vir ons 'n baie mooi balans hierso. Wat hy sê, moenie sondig nie. Met ander woorde, ons poog en ons streef teen sonde, natuurlik. Moenie sondig nie. Maar as jy sondig, ons het vir Jesus Christus as versoening. Versoening vir al ons sondes. So geliefdes, so al streef ons teen sonde, bly ons sondig. Die as, of die wanneer wat Johannes hier gebruik, bevestig die blywende toestand van sonde in ons. Moenie sondig nie, maar as jy sondig. Geliefdes, ons het steeds die sondige natuur in ons, wat maak dat ons sondig. Klein, groot, ek het die week op Roosestad ook gesels, weer eens denke, emosies, al hierdie verskillende plekke, wat wys ons sondigheid, dat ons bly sondig, in sonde, ons is sondig. Die sondige natuur, die sonde, woord, daad, gedagtes, gevoelens, al hierdie dinge, gaan eers vernietig word met die tweede koms van die Jesus Christus. Het is belangrik om het te verstaan en te besef, met die tweede koms van Christus gaan alles en ons tot volheid gebring word. Tot volmaaktheid gebring word. Intussen is ons in hierdie tussentyd stryd tussen Christus se eerste koms en Christus se tweede koms, waar alles tot volheid gebring sal word. Ons is in hierdie stryd tussen sonde en nie sonde. Moenie sondig nie, maar as jy sondig. Geliefdes, die res van die skrif bevestig vir ons hierdie toestand. As jy belangstel vir alle boek soos Romeine, kan jy veral gaan lees, gaan baie in, en bevestig hierdie toestand waarin ons is, die teenstrydigheid wat in ons is, as kinders van die Here. Moenie sondig nie, maar as ons sondig. Ons is steeds sondaars, en ons moet dit besef. Nou hier is die belangrike ding. Hoekom moet ons dit besef? Jy sien, baie sal sê ons moenie sê ons is sondaars nie. Baie sal sê ons moenie sê ons bly sondaars nie. En hulle sal sê, maar ons moet dit nie doen nie, want dit breek jouself af, aan die een kant, en aan die ander kant gee dit toestemming vir mense om aan te hou sondig. Nou geliefdes, dis onwaar, dis nie waaroor dit gaan nie. En ons weet dis onwaar, want ons weet wat die skrif vir ons sê daaroor. So die doel is nie om onsself af te breek of toestemming te gee om aan te hou sondig en so meer nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die feit van die saak is die skrif sê, of jy wil of nie wil nie, jy is sondig, jy bly sondig, jy gaan val, jy gaan struikel.
Nie een van ons gaan het reg kry om van vandag af tot die dag wanneer die Here kom geen sonde te doen nie. As jy dit kan reg kry, very well done. Jy gaan nie. Ek sê dit nou vir jou regheid. So dit gaan nie oor afbreek of toestemming om aan te hou sondig en so meer nie. Ons weet, ons streef en ons poog teen sonde. Maar die beseffing van ons toestand van sonde het 'n ander doel. En ek wil graag hierdie twee doelwitte volgens skrif vir u deurgee, want dit is belangrik om dit te besef. Daar's twee kernsake. Hoekom dit belangrik is om te besef, ons is sondig. Ons bly sondig. Die eerste enetjie wat kern is vir ons, is dit werk teen hoogmoed. Dit werk teen hoogmoed. Geliefdes, hoogmoed is die oorspronklike sonde van die duiwel. Dis die oorspronklike rebellering gewees teen God, waar die Satan gesê het, hy is beter as God. Hy wil God wees. Hoogmoed. Die oorspronklike sonde. En interessant, hoogmoed is ook die rede vir die sondeval wat plaasgevind het aan die begin. So dit was nie net die oortreding en sonde van die duiwel nie, hy bring het toe wrinties waar na die mens toe, en die mens val vir dieselfde ene. Hoogmoed. Onthou Genesis 3 die sondeval, en jy sal soos God wees. Die leuen. Dis hoogmoed. Hoogmoed. Die eie ek, die eie self, eie verdienste, eie werke, hoe wonderlik ek is. Al hierdie tipe van dinge is die oorspronklike sonde wat gepleeg is. En interessant, ek het al 'n preek daaroor vir gelewer en ek bevestig het net weer. Eie ek, eie eer, eie regverdiging, eie werke, eie verdienste, selfaanbidding, selfredding, al hierdie dinge is die leuen van die vyand deur die sondeval wat ingewerk het op alle ander geloofstelsels in die wêreld. Jy kan alle ander gelowe onder een koepel saamvat. Jyself. Jou eie werke, verdienste, wetsonderhouding, tradisies, rituele, wat ook al. Dit gaan oor dieselfde ding, die eie ek. Hoogmoed. Dis net die ware Christelike geloof wat sê jy kan nie jouself red nie. Dis net die Christelike geloof wat sê jy is te swak, jy is te sondig om jouself te red, dat ons redding is in God alleen, deur die genade, deur die geloof, deur Christus. Dis wat ons anders maak as alle ander geloofstelsels in die wêreld. Hoogmoed. Die eie ek self. Nou geliefdes, iemand wat dink hulle is sondeloos, val vir die eie ek hoogmoed. En ons sien dit gereeld. Ons sien dit kort. Mense wat eintlik hoogmoedig is in hulle self, in hulle eie werke, hulle eie verdienste, wat dink hulle is perfek en volmaak en sondeloos, en in hulle eie hoogmoed raak hulle hoogmoedig teenoor ander mense. Hulle veroordeel ander. Hulle breek ander af. En ons hoor dit keer op keer. Ons hoor dit. YouTube, predikers, mense in kerke, hartseer. Mense verval in 'n hoogmoed, veroordeel ander en dink hulle is beter as ander. Dis 'n teken van hoogmoed. Hulle val vir die sonde van hoogmoed. Geliefdes, so om ons toestand van sonde te besef is eintlik 'n teenmiddel teen iets soos hoogmoed. Om jou eie toestand te besef en in 'n oog van genade eerder te kyk na ander mense wat om ons is. En die besefing dat almal van ons is in dieselfde toestand. Nie een is beter as die ander nie. So daar's nie plek vir hoogmoed nie. So besefing van ons toestand help teen hoogmoed. Tweede enetjie. Tweede rede, dit hou ons afhanklik. Dit hou ons afhanklik. Besefing van ons toestand van sonde hou ons afhanklik van Jesus Christus. Dit laat ons besef dat ons het vir Jesus Christus nodig.
Dat ons kan nie sonder hom nie. Dat in en deur onsself is daar nie redding vir ons nie. Weereens, eie verdienste, werke, wetsonderhouding, tradisies, rituele, wat ook al ons voorhou, daar is nie redding daarin nie. Ons hoop, ons redding is in Jesus Christus alleen. Net Christus. Deur geloof in Jesus Christus en deur die genade van God alleen is daar redding vir ons. Dis nie in onsself nie. Dis in God. Dis die evangelie. Dis die skrif. Nie in onsself nie. Geliefdes, ek het dit al genoem, ek noem het vandag weer. Galasiërs 2:21, wat het van my die mooiste getuig, waar Paulus sê, dat as jy jouself wil red, deur jou eie wetsonderhouding, beteken het, Christus het verniet gesterwe. Ons het hom nie nodig nie. Jy kan jouself mos nou red, deur jou wetsonderhouding, wat onmoontlik is. Galasiërs 3, wat Paulus baie mooi daarop ingaan, en sê, dis nie moontlik, jy kan nie. Jy kan nie. So as jy jouself wil red, deur die gedagte dat jy is sondeloos, want onthou die wet wys wat sonde. As jy dink jy is sondeloos, dan het jy nie vir Christus nodig nie. En ons weet, daar is nie 'n manier nie, ons het Christus nodig. Ons weet is onwaar, in onsself eie werke verdienste is daar nie redding nie, ons het Jesus Christus nodig. So ons beseffing van ons sondige toestand, help ons om te besef, hoe afhanklik is ons van Christus, dat ons het vir Christus nodig. Nie hoogmoed nie, nie die eie ek self nie, kruisig, Christus. Net Christus, afhanklik van Christus. Nou geliefdes, ons verstaan hoekom is het nodig dat om te verstaan ons is sondig, ons bly sondig, dit werk teen hoogmoed, dit hou ons afhanklik. Maar nou natuurlik, waar kom die nuwe identiteit nou in? So as ons steeds sondaars is, wat is die nuwe identiteit? Ons identiteit, geliefdes, soos jy kan sien, het verander van ongeredde sondaars na geredde sondaars. Daar is die verskil. Ons bly sondaars, maar ons is nie meer dieselfde nie. Ongeredde sondaars verander in Christus na geredde sondaars. Voor ons ontmoeting met die Here was ons ook sondaars, maar ons was ongeredde sondaars. Verlore sondaars, wat in onsself en selfregverdiging op pad was, hel toe. Daar is die verskil. Na ons ontmoeting met die Here, is ons verander in geredde sondaars, wat nou die ewige lewe kan ontvang, deur die geloof in Jesus Christus. Verskil, massiewe verskil. Ongeredde sondaars, geredde sondaars. 'n veranderde toestand, nie deur onsself nie, nie deur ons eie werke nie, nie deur ons eie verdienste nie, maar deur ons geloofsverhouding met Jesus Christus. 'n verandering van identiteit in Christus en deur die genade van God wat inwerk op ons lewens. Daarom streef ons nou in genade teen sonde, ja. Maar ons doen dit nie vir redding nie. Want redding is nie in onsself nie. Ons doen dit uit dankbaarheid. Ons streef teen sonde om vir die Here dankie te sê vir die redding wat ons reeds ontvang het in Christus. Dankbaarheid. Nie vir redding nie. Ons het die reeks oor die wet gedoen en u sal onthou, ons het baie daarop ingegaan ook. So geliefdes, ons het 'n veranderde identiteit van ongeredde sondaars na geredde sondaars. Sondaars is ons sondaars, maar ons toestand is anders. En die een was ons op pad hel toe, en op die ander pad is ons in Christus op pad na die ewige lewe toe. Ons is nou geheiligde sondaars. Sal onthou, ek het so 'n paar jaar terug ook 'n preek daar gelewer. 1 Korintiërs 1 vers 2, Hebreërs 2 vers 11, wat vir ons bevestig, ons is geheilig
in Jesus Christus. Geheilig. Nie omdat ons in onsself perfek en heilig is nie, maar omdat ons in Christus geheilig word. Ons word geheilig deur Jesus Christus, die volmaakte, die perfekte, wat die volmaakte en perfekte offer vir elkeen van ons gebring het. Nie in onsself nie, in Christus. Ons identiteit, geredde sondaars, geheiligde sondaars in en deur Christus. Dis 1 Johannes 2 vers 2. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Geliefdes, kom ek sluit vir ons af, en ek vat net vir ons saam. Die waarheid van die woord is, dat ons is sondaars, en geliefdes, ons bly sondaars, tot en met die finale verlossingsdag wat sal kom. Nie 'n oordeelsdag vir ons as kinders van die Here nie, is 'n verlossingsdag wat vir ons voorlê. Sien uit daarna. Dis kom so lekker, kom Here, Maranatha, kom Here. Die verandering, die vernuwing, die volheid is op pad. Deur beseffing van ons sonde, besef ons afhanklikheid van Jesus Christus. Ons besef die afhanklikheid van God se genade. Deur die beseffing van ons toestand van sonde, werk dit ook teen hoogmoed en die eie ek self. Bly liewer afhanklik van Christus, as wat jy soos die duiwel gaan staan op hoogmoed, eie ek self. Ons is sondaars, maar tog veranderde sondaars. Ons het 'n nuwe identiteit as sondaars, vanaf ongeredde sondaar na geredde sondaar. Ons is geheiligde sondaars, nie deur onsself nie, maar deur ons verbintenis aan Jesus Christus, deur die geloof in Christus Jesus. En as veranderde sondaars streef ons wel teen die sonde, maar as ons struikel, ons het vir Jesus Christus as versoening vir al ons sondes. Amen. Kom ons sluit die oor. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Ja, Here, vreemde gedagte en vreemde tema, om vir mense te sê dat ons is sondaars. Ja, Here, ons dink baie keer, ja, ons was sondaars miskien, maar ons moet nou perfek en volmaak wees. Maar dankie dat ons weet, dis nie wat die woord getuig nie. Dankie dat ons verstaan dat ons is sondaars, en ja, ons bly sondaars. Dat die verlossingsdag lê nog voor met die tweede koms. Iets waarna ons kan uitsien. Verseker, Here. Maar dankie, Here, dat ons eie toestand kan besef en verstaan. Dat as ons sê ons het nie sonde nie, dan is ons leenaars. Die waarheid is nie in ons nie. As ons sê dat ons is nie sondaars nie, dan maak ons van u 'n leenaar. Want dan het ons nie vir u nodig nie. Dan is die evangelie nutteloos. Ons kan onsself mos nou red. Deur ons eie werke en verdienste en wetsonderhoudings en tradisies en rituele en al hierdie dinge wat ons so voorhou. Daarom dank ons die Here dat u in genade ingewerk het in ons lewens en ons bewus maak van ons toestand. Dankie dat ons dit besef, Here, en dat ons verstaan hoekom het nodig is om dit te besef. Dat dit werk teen hoogmoed. Ag, Here, ons bid vir mense wat verval in hoogmoed, in geestelike hoogmoed. Ons bid dat u regtig hulle sal ook wakker maak en hulle eie toestand ook vir hulle sal laat besef, Here. Want ons mense val vir geestelike hoogmoed en dan veroordeel ons ander. Here, help ons dat ons dit nie sal doen nie. Dat ons eerder ons eie toestand verstaan en mekaar in liefde sal help, soos die genade betoon aan ons, genade aan ander betoon. Here, dankie dat ons verstaan dat die beseffing van ons toestand help ons teen die hoogmoed, maar aan die ander kant help het ons om afhanklik van u te bly, om in u te bly. Want ons besef
Deur ons sondige toestand besef ons, Here, ons het U nodig, ons kan nie sonder U nie. In onsself is daar nie hoop nie, maar in U is ons hoop, Here. In onsself is daar geen versekering nie, maar ons versekering is in U, Here. Ons hou vas aan U, want U is die antwoord vir ons sondaars. Here, dankie dat ons ook verstaan dat, ja, daar is 'n nuwe identiteit, as sondaars. Daar is verandering, daar is vernuwing, wat in U plaasvind. En net deur te kyk na die beginsel van sondaar, verstaan ons, dat voor ons ontmoeting met U was ons ongeredde sondaars, verlore, op pad hel toe, in onsself en deur onsself. En daarom dank ons U, Here, dat U ingewerk het in ons lewens en dat U ons geroep het as kinders van U en daardeur 'n veranderde identiteit van geredde sondaars. Dat ons gered is as sondaars in U en deur U, Here. Deur die volmaakte offer wat U gebring het in ons plek. Vir die sonde wat is, wat was en gaan wees. Soos die skrif getuig, U het reeds betaal. U het eenmaal gesterf. 'n volmaakte offer gebring vir ewig. Dankie daarvoor, Here. U is die versoening vir ons sondes, Here. Dankie dat ons verstaan, Here, dat deur U word ons nou geheilig. Ons is afgesonder as die kinders. Dat geheiligde sondaars beteken nie perfek en volmaak nie. Daar's net een perfek en volmaak en dis U, Here. Maar in U word ons geheilig, geheiligde sondaars. En U versamel ons as geheiligde sondaars saam, so in die gemeenskap van gelowiges. Dankie vir elkeen wat vandag hier is, wat besef, bo alles, ons het U nodig, Here. Ons is afhanklik van U. In onsself is daar nie redding nie. Ons is verlore sonder U, Here. Help ons om ons toestand te verstaan, om het te besef, en help ons, Here, in die uitlewing, dat ons waarlik genade kan betoon aan ander mense, soos U genade ook betoon aan ons. Dankie, Here. Ons loof en prys U vir die nuwe identiteit, en dankie dat ons geredde sondaars is, geheiligde sondaars is, maar bo alles erfgename is, in Jesus Christus. Amen. Dankie, geliefdes. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van U koninkryk, wil gehoofloof U, ons Heer en Bruidegom.